2, daarvan vers 23 tot by 25 saam lees. 2 Konings 2, ons gaan vanaf vers 23 saam lees. Kom ons sit net so, kom ons buig op ons hoofde, terwyl ons die woord van die Here oop het. Here, U gaan nou met ons kom praat deur die woord, en U gaan verder met ons praat deur die prediking van hierdie woord, en soos U dit dan ook geopenbaar het, wil ons vanmôre U kom vra, dat U ook vanmôre met ons sal wees, dat U vir ons sal kom seën, dat ons hier sal uitstap met 'n wete, ons was in die teenwoordigheid van 'n heilige God, vandat ons hier ingestap het, reg deur waar ons mekaar gegroet het, waar ons saam dan gesing het, nou saam bid, en saam die woord gaan lees, en saam na die oordeenking gaan luister, is deel van die aanbidding hier, wat ons by mekaar kom, en ek wil vir die dankie sê, Here, vir elkeen wat hier is vanmôre, wat saam met my ook U wil kom aanbid. Ek wil dankie sê, Here, vir wat U vir hierdie gemeente vir 82 jaar nou al gedoen het. En Here, ons weet, dit is U saak, maar ons het 'n verantwoordelikheid om te doen wat U vir ons vra. Dit is om disippels te maak van al die nasies, dat ons sal disippels maak van die Here Jesus Christus, dat ons die kosbare evangelie sal gaan verkondig, sodat verlore mense dit kan hoor, en tot bekering kan kom en gered word deur die Here Jesus Christus alleen, dat die kinders van God sal geestelik groei, en dat ons in ons verhouding met U sal sterker word, maar ook sal besef, wat is ons vleeslike verantwoordelikheid, ook binne in die gemeente van Christus, sodat die werk voort kan gaan. En daarom wil ons vanmôre ook kom bid, dat elkeen getrou sal wees in die gee van sy tiendes. U het vir ons kom leer, dat blymoedige gewer, die hartsnare van God ontprikkel. En Here, U het vir ons beloftes kom gee, wanneer ons gehoorsaam is ook, in dit wat U van ons verwag. En daarom bid ons, Here, vir die finansies van die gemeente. Ons weet, Here, daar was tye waar dit ook maar baie knap gegaan het in die verlede, en U het elke keer nog kom deurdra, en daarom kom buig ons na U toe as die almagtige God, wat ons weet, U is die gewer van goeie dinge, en dit ook in dit wat ons nodig het om die werk van die Here hier voor te gaan. Ons besef maar net ons afhanklikheid van U. Ons het baie keer dalk dit versuim om dit bid en ons afhanklikheid te verklaar voor U. En dan vat U ons deur daardie donker kuile en ons besef maar net hoe ons U nodig het. En daarom kom ons en ons kom aanbid 'n groot God vanmôre. Dankie Here dat ons die vrymoedigheid nog het om vandag ook hier te kan wees. Dankie dat ons kan bid, Here, vir die sake ook daar op die gebedslys. En in besonder bid ons, Here, vir die siekte van bek en klouseer. Ons bid, Here, vir die droogtes in dele van ons land en ook die geweld wat so seevier in ons land. Ons wil kom bid, Here, vir dit wat daar in die Midde-Ooste aan die gang is. U woord leer vir ons dat hierdie goed sal gebeur. En nou dat dit voor ons oë gebeur, is daar mense wat dit nog nie besef nie. En wee hulle, Here, wat teen U profeseë gekant is, en wat teenoor U wil in die woord uitsprake maak. Ek bid vir hulle siele, Here. Ek bid dat U hulle tot die waarheid sal bring, want hoe geweldig gaan dit wees die dag as hulle voor 'n lewende God gaan staan. Dan gaan hulle besef wat hulle verkeerd gedoen het. Here, wees U met ons, as U kinders, as U kerk, want U het ons beloof dat hierdie goed gaan gebeur, maar U gaan ons kom wegneem
voordat dit in groot geweld gaan uitbars. En ons sien uit na die dag, Here, wanneer U vir ons gaan kom haal. Maar Here, terselfdertyd vir hulle wat gaan agterbly, is daar 'n groot hartseer en bekommernis ook vanmôre. En daarom bid ek, Here, al gaan dit baie keer swaar, dat ons nooit sal ophou om die woord na die mensdom te neem nie. Ek loof en prys die wonderlike en die heilige naam. Kom seën dan nou, Here, hierdie tydjie ook waar ons nou met die woord te doen het. En dat ons hierdie woord in ons harte sal koester en dit sal bewaar vir wanneer ons in hierdie week gaan en daardie hindernisse oor ons paaie kom. En dat dit nie ons ontmoedig nie, maar net sal versterk en ons soeke na U. Ons bid dit in Jesus se wonderlike en heilige naam. Amen. Geliefdes, die skriflesing is uit 2 Konings hoofstuk 2 en ons gaan saam lees van vers 23 tot 25. Net voordat ons lees, dit wat gebeur het hier vooraf, as jy dit gaan lees, sal jy sien, dit het aan die einde gekom van Elia, die profeet van God, se bediening hier op aarde, en hy en Elisa het saam beweeg van plek na plek, en daar het oproepe gekom van die profete seuns ook af, na Elisa, en wat vir hom gesê het, die Here gaan vir Elia wegneem, en hy het dit geweet, en terwyl hulle op pad was, het hulle deur die Jordaan gegaan, wat God vir hulle oopgemaak het, en daar het 'n vuurwa gekom, en Elia dan weggeneem hemel toe, en Elisa het agtergebly, en die mantel van Elia het daar geval op die grond, en hy moes dit oor hom sit, en hy moes die profeetwerk van God voortsit hier op aarde. Kom ons lees nou wat daar gebeur het, net nadat Elia dan nou weggeneem is. 2 Konings 2 van vers 23. En daarvandaan het Elisa opgegaan na Bethel, en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit, wat met hom spot en vir hom sê, gaan op, Jakob, gaan op, Jakob. En hy het agter hom omgekyk, en hulle gesien, en hulle gevloek in die naam van die Here. En 2 beerinne het uit die bos gekom, en van hulle 42 kinders verskeur. En hy het daarvandaan na die berg Karmel gegaan, en daarvandaan na Samaria teruggegaan. Dit is sover dat die lees in die kosbare woord van die Here. Vir die doel van die boodskap, soos wat die Here dit ook aan my kom wys het, en my aandag daarop gefokus het, wil ek die aandag fokus op die woorde wat in verse 23 vir ons staan, en daarvandaan het Elisa opgegaan na Bethel. Die dorpie Bethel, die naam in sy oorsprong beteken die huis van God. Bet beteken huis vanuit die Hebreëus, en El beteken God, huis van God. En in hierdie paar verse het ons 'n paar dinge gesien wat hindernisse was vir Elia. En dit is ons tema dan ook, hindernisse of struikelblokke op pad na die huis van die Here. Daar is verskeie hindernisse en struikelblokke in ons pad in die week, wat ons wil weghou van die byeenkoms by die huis van die Here. Dit kan laat dink aan 'n atleet, wat nou hierdie atletiek, hardloop hierdie wedloop van die, ons het dit altyd genoem hekkies, die hindernisse wat hulle hardloop, dan sal hierdie hindernisse so op die baan van plek tot plek, en dan spring hulle weg, en dan moet hulle daaroor daardie hindernisse of daardie hekkies gaan, soos ons dit nou genoem het, en dan tot by die eindpunt. En die eindpunt is die belangrike deel, want dis waar bepaal word wie hierdie wedloop nou gewen het, en dis waar die rekords dan opgestel word, en dis waar die wedloop eintlik voleindig is. Maar van die wegspring tot by die eindpunt is net so belangrik, want daar is verskillende hindernisse wat hierdie atleet moet oorkom, sodat hy dan suksesvol hierdie tent kan voltooi, en op die eindpunt dan kan uitkom. As die atleet
oor hierdie hindernisse struikel, dan gaan hy val. En baie van hulle maak dit nie tot op die einde nie, want hulle het seer gekry. Of dit het hulle belemmer en hulle kon nie 'n goeie tyd gehardloop het, wat hulle graag wou gehardloop het nie. Om daardie wedloop van hierdie hindernis suksesvol te kan voltooi met die beste tyd wat daardie atleet dit kan doen, moet die atleet gefokus bly. Hy moet so gefokus wees in dit wat hy ingeoefen het om hierdie atletiek of hierdie wedloop suksesvol dan te voltooi. Ons lees dan in 2 Konings 2 vers 23 en daarvandaan het Elisa opgegaan na Bethel. En soos ek verduidelik het, beteken dit huis van God. Die Engels vertaal dit as seat of worship. Dit is waar die kinders van God bymekaar kom en hier kom sit om God te aanbid. Dis waaroor dit dan gaan. Nou die naam Bethel het kom van Jakob se tyd af, ekskuus tog, toe Jakob nog in die prentjie was, Isak se tweede seun, hy en sy ma het ons vir Isak bedrieg en toe het hy die eerstgeboorte seun gekry van sy pa en toe moes hy vlug vir sy broer Esau wat hom wil doodgemaak het. En terwyl hy gevlug het en weggehardloop het hy in 'n nag gekom by 'n plek waar hy moeg was en hy daar gaan lê op die grond met sy kop op 'n klip en daar het hy in die slaap geraak. En toe verskyn die Here daai nag aan hom in hierdie droom waar hy sien van 'n leer wat van die hemel af opgaan tot in die hemel en daar is engele wat op en af beweeg op hierdie leer en daar het die Here bo op die hemel op die bopunt van die leer gestaan en hy het daar met Jakob gepraat. En daar het die Here 'n belofte aan Jakob dan gemaak. Ek wil vir u lees wat het gebeur toe Jakob wakker geword het. Dis in Genesis 28 vers 16, 17 en dan wil ek net die vers 19 ook bysit. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Alomteenwoordige God was daar en Jakob het dit nie geweet nie. Wanneer ons by mekaar kom in die plek van die huis van die Here waar ons aanbid, sê die Here hy is daar. Weet u dat die Here vermoere in ons teenwoordigheid is? Of is u ook so onkundig soos wat Jakob was? Hy sê vers 17, en hy het gevrees, of bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie. En dit is hier die poort na die hemel. En in vers 19 sê hy, en hy het die plek Bethel genoem, huis van God. En waar Bethel 'n baie spesiale plek moes gewees het van ontmoetings met die Here, het dit later verander in 'n afgods Mekka, daar in Bethel. In die tyd van koning Herodes, nou Herodes was een van die konings, nadat koning Salomo dan nou gesterf het, moes sy seun Rehabeam die koningskap oorneem, maar toe die ryk versplit en gedeel in 2 dele, die noordelike ryk en die suidelike ryk, en Salomo se seun Rehabeam het die suidelike ryk dan oorgevat as koning en Jerobeam het die noordelike ryk dan oorgevat. En hy het Bethel, die plek van of die huis van die Here verander in 'n afgods hoofstad. Hy was 'n bose koning gewees, hy het afgoderye aanvaar en toegelaat en hy het Bethel, die huis van God, dan ook in 'n afgod hoofstad dan ook dan verander. Nou as ons kyk in Suid-Afrika, hoeveel kerke wat veronderstel is om die plek van aanbidding te wees, die huis van die Here te wees, het verander in besighede. Besighede het kerke oorgekoop wat leeg geloop het. Daar is van hierdie kerke wat verander is in moskees. En daar is ander wat regtig afgods aanbiddersplekke geword het. Bouvalle wat net staan. En daar word gruwelike goed daar binnekant gedoen. Wat het verkeerd geloop? Van die kerke wat vol was op 'n Sondag. Wat gefloreer het om die evangelie te verkondig. En vandag ry jy in dorpe in
en daar staan leë kerke. En kerke word gebruik vir sekulêre doeleindes. Bethel, die huis van die Here, verwys na die plek waar gelowiges bymekaar kom om die een ware God te aanbid. Dit is waar dit oor gaan. En elke keer wanneer ons na die huis van die Here wil gaan, sal daar hindernisse wees. Jou sielevyand, die duiwel het reg gekry om kerke weg te kwyn, dat hulle vandag nie eers meer bestaan nie. Daar is voortdurende hindernisse in ons as kinders van die Here se pad om na die huis van die Here te gaan. Dinge wat ons gaan wil ontmoedig om eerder weg te bly. Nou die geheim is om daardie hindernisse en daardie struikelblokke nie te werk in die guns van die sielevyand nie, maar dat dit vir ons soos daardie gefokuste atleet sal inoefen. Wanneer hierdie hindernisse kom, laat dit nie 'n struikelblok word en ek struikel en dit my keer om by die plek van aanbidding uit te kom nie. Ons tema is dan struikelblokke op pad na die huis van die Here. Nou ons kan sekerlik baie dinge gaan noem vanmôre van ons eie ervarings regdeur ons lewens en dalk in hierdie week wat daar vir ons hierdie hindernisse was, dalk hierdie struikelblokke om vandag hier te kan wees. Baie mense wat nie hier is nie, sal dalk 'n verskoning daar kan uitdink hoekom hulle nie hier is nie. Maar daar moes sekerlik dan struikelblokke gewees het wat hulle gekeer het en so is dit daar vir ons elkeen ook. Maar kom ons fokus bietjie op hierdie 3 verse wat ons saam gelees het. En wat Elisa beleef het terwyl hy op pad was na Bethel. En ek glo dit was die sielevyand se werk dat hierdie nuwe profeet wat nou die profeetskap moes oorgeneem het, wat hom moes gekeer het om by Bethel uit te kom. En ons kyk bietjie na ons eie lewens uit die ervarings van Elisa. Die eerste struikelblok op die pad na die huis van die Here is teleurstellings. Nou kan ons gedagtes laat gaan na al die teleurstellings wat u en ek al beleef het. Kom ons gaan lees gou in 2 Konings hoofstuk 2 vers 11 waar daar staan: en terwyl hulle verwys nou na Elia en Elisa aldeur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Daar het 'n skeiding gekom tussen Elia en Elisa. En ek probeer myself indink, hoe moes Elisa op daardie oomblik gevoel het, dat hier is sy geestelike anker, hier is sy geestelike leier, die man na wie hy opgekyk het, wat hom opgelei het om die profeetskap te kan oorneem, van hom al weggeneem is, 'n vlugtige skielike wegruk, deur 'n vuurwa van God. En hier staan en al wat hy het, is die kleed van Elisa. En hy besef, hy moet nou die profeet van God wees. Daar is nie iemand na wie hy kan gaan, vir raad meer nie. Hy is nou God se profeet. En Elisa besef, daar het iets gebeur. En ek dink hy en Elia het baie tyd saam gespandeer. En verseker moes daar 'n baie sterk band gewees het tussen hulle. En Elisa word bewus van God se plan, wat hy geweet het van. Want daar was profete seuns in die verskillende stede, wat het vir hom gesê het ook. En hy besef met 'n skok, toe God sy anker van hom al wegneem. Kom ons gaan lees gou daar in verse 12. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, waar van Israel en sy ruiters? Toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en het in 2 stukke geskeur. Ek glo, daar was 'n geweldige hartseer oomblik vir Elisa. En Elisa het daar dalk 'n tikkie van teleurstelling gevoel.
Want sy anker, sy geestelike anker is weggeruk van hom af. En laat my so dink aan ons as mens, wanneer ons 'n geliefde aan die dood moet afstaan, en daardie persoon weggeruk word van ons af. En hoe dit ons as mense lewe beïnvloed en affekteer. Die dood is 'n werklikheid. Dis 'n realiteit. En eendag gaan elkeen van ons ook deur hierdie realiteit geraak word. En die Here wil ons kom help om binne in ons omstandighede ook hierdie hartseer dan te kan verwerk. Baie keer is dit 'n struikelblok in mense se lewens om na die huis van die Here te gaan. Baie mense is kwaad vir die Here omdat my geliefde weg is. 'n Ouer wat kwaad is vir die Here omdat hulle die Here sy kind weggevat van hom af. Kinders is kwaad vir die Here omdat hulle ouers weggevat is. En nou is hulle kwaad vir die Here, hulle is kwaad vir die kerk, hulle is kwaad vir almal. Die Here vra dat ons, al ervaar ons hierdie hartseer, ons nie sal onttrek van die plek van aanbidding nie. Dis God se hart. Hy wil hê ons moet nog steeds hiernatoe kom. En dit sluit in ons samekoms hier wanneer ons aanbid. Saamkom wanneer ons dan ook bid en dan ook sosiaal verkeer. Ons moenie 'n verskoning soek hoekom ons nie sosiaal wil verkeer as kinders van die Here saam nie. Mense is so geneig om die Here te blameer, vir hulle teleurstellings. Want mense het my teleurgestel. Nou het God my teleurgestel. Hoeveel keer stel ek iemand anders te teleur? Het ons daai vraag al vir ons gevra? Maar as ons logies gaan begin dink, dan sal ons besef dat daardie teleurstellings logiese verklarings ook het. Die dood van 'n geliefde. Wat maak ons dood? 'n Siekte. Daar is ouderdom wat ons aan onderworpe is. Dalk 'n roekelose lewe en 'n ongesonde lewens. En hierdie dinge veroorsaak dat daar 'n wegskeer gekom het. Families skeer uit mekaar uit. Kinders en ouers en mans en vrouens in die huwelik. En daar kom skeurings. En die mense is kwaad vir die Here. Die Here wil vir ons 'n helper wees. Hy wil ons kom ondersteun in tye van hartseer, in tye van teleurstellings. Maar ons moet hom toelaat om dit te doen. En deur net weg te bly van die plek van aanbidding, gaan ons dit nie regkry om oor daardie teleurstellings te kan kom nie. Dis by die plek van aanbidding waar ons ook versterk word deur die woord van God. Ons moet nie toelaat dat teleurstellings ons weerhou van die plek van aanbidding nie. Ons moet oop en eerlik voor die Here kan lewe en met vreugde by mekaar kom in die huis van die Here. So is daar baie ander dinge wat ons teleurstel, nie net die dood van 'n geliefde nie, maar baie dinge wat ons in ons lewens ervaar, wat ons teleurstellings gee. Maar dieselfde reël geld vir elkeen. Soek die Here, vertrou die Here en wees daar waar ons die Here ook kan bid. Elisa het hierdie teleurstelling ervaar. En hy kon 'n keuse gemaak het en omgedraai het en aangegaan het met sy lewe om nie 'n profeet te wees nie. Of hy kon vorentoe gegaan het en hy kon na die huis van die Here toe gegaan het, na Bethel. En ons sien dit was sy keuse geweest. Alhoewel die teleurstelling was, het hy geweet wat God van hom verwag. En hy het gehoorsaam vorentoe gegaan. En ons sien dan daar die volgende ene ervaar hy vernederings, teleurstellings het hy oorkom. Nou kom die sielevyand met 'n vernedering na jou toe. En ons sien dit daar in verse 23. En terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom sê, gaan op Kalkop, gaan op Kalkop. Wat hulle hier vir hom sê, jy is nou die nuwe profeet, gaan soos Elia die vorige profeet, gaan ook hemel toe. Ons wil niks met jou te doen hê nie. Hulle wil hom verneder as God se profeet. Hulle het geweet hy is die opvolger, hy is nou God se profeet. En hulle probeer hom ontmoedig deurdat hulle hom kom verneder.
Ons sien hier die uitwerking van disrespek vir God se saak. Hoeveel mense sal vandag uitlatings maak? Die kerk wil verneder, die kerkleiers wil verneder, en eintlik verneder hulle God se saak hier op aarde. Lees in die koerante, en ons sien dit op sosiale media, hoe mense met hulle onkunde kom, en hulle wil die kerk verneder hier op aarde. Hierdie wat hulle praat van daar het klein seentjies uit die stad gekom. Dit verwys na ouer kinders. Dit is nie noodwendig dan nou klein seentjies nie. Ek gaan nou 'n bietjie daarby kom en so aan. En ons sien dat hierdie klein seuns of hierdie seuns geen respek het vir ouer persone nie. Is dit nie maar die orde van die dag nie? Daar in die huis waar respek geleer moet word. Jy sien dit nie meer in die skole nie, jy sien dit nie meer in die winkels nie, jy sien dit nêrens te meer nie. Geen respek vir God se profeet nie. God het hom daar gestel. En dan ook geen respek vir God nie. Dis wanneer die mens die vrees van God verloor het, dat hy dink hy kan met God maak net wat hy wil. 2 Kronieke 36 vers 16 staan hierdie woorde: Hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag. Hulle wil hom verneder het en met sy profete gespot, totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk gekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. Die volk wou God verneder het, omdat hulle self wil verhoog het. Hierdie is 'n direkte aanslag teen die profete van God in die ou tyd. Mense is wreed en sal uit hulle pad uitgaan om die predikers en ook die sendelinge, maar ook die kinders van God, die ware kinders van God, verkeerd wil bewys. En ons sien dit, wanneer 'n kerk sekere besluite neem vir daardie kerk, hoe word hulle uitgehaal in die media, in die koerante, pleks hulle gaan skryf oor goeders, wat hulle fokus op sekere kerke, mense wat in kerke is, wat die woord van God eerbiedig, en dit wil in hulle gemeentes en hulle kerke wil volhou. Nou word dit as verkeerd afgemaak deur die mense buitekant. En die mense verneder die kerke. 2 Konings 2 vers 23, en terwyl hy op die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit, wat met hom spot en vir hom sê: gaan op Kalkop, gaan op Kalkop. Ek het al iets geleer in my kort lewe van 62 jaar hier op aarde, dat ouers se gesindheid word deur die kinders geopenbaar. Kindertjies, en ek het al gesien as ek daar by die skole was, waar ek met kindertjies praat hier by die kerk, die gesindheid van ouers, sal jy in kinders sien. Wanneer ouers 'n issue het, sien jy dit in die kinders se lewens, en hoe hulle optree. En hoe ouers praat van die profete of van die predikers, van die kerkleiers, sien jy in die kinders se lewens. Die ouers, hulle sit 'n masker op. Hulle is hier agteraf en hulle praat lelik aan die huis. Maar die kinders kom uit en hulle vertel vir ons. Ek kan onthou daar in Oos-London vroeër jare het ek Vrydag 'n Bybelklasie vir die laerskoolkinders gaan aanbied, so 60 kindertjies. Ek kan boeke skryf van wat daardie kinders my vertel het, wat in hulle huise aan die gang is. Ouers besef dit nie, hulle weet dit nie. Die verwysing na hierdie klein seentjies verwys eerder na jeugdiges. Dis nie klein seentjies nie. Die oorspronklike woord, as jy die woord gaan kyk en die beskrywing van daardie woord, dra dit die ouderdom van 12 jaar tot op 30 jaar. Dis hoe hulle dit in die Hebreëse woord beskryf het. So dis kinders van 12 jaar tot op groot mense, jong manne van 30 jaar. Dis seuns wat die verskil kan onderskei van reg en verkeerd. Dis jong manne wat hulle eie opinies begin vorm het nou al. Dis juist daardie ouderdomsgroep wat die Here van die Here leer
wat later aan die leiersels, wat die groot mense moet oorneem, maar ook die geestelike leiersels dan moet oorneem. So baie mense gee hulle eie teologiese opinies, wat glad niks te maak het met die Bybelse opinies nie. Ek sien hierdie goeders op sosiale media, en partyke voel ek, ja, kan ek nie net jou antwoord nie, dan sê ek nee, ek gaan nie my skuldig maak aan 'n bekgeveg nie. Want die Bybel sê in Spreuke, antwoord 'n sot nie in sy dwaasheid nie. Dat hulle maar nou verdrink in hulle dwaasheid. Hulle wil nie na die waarheid luister nie. Mense val kerke aan en sê self dat hulle nie eens aan 'n kerk wil behoort nie. Want 'n kerk is nie meer die kerk nie. Dis teenstrydig met God se woord. Mense wat sulke uitlatings maak, ken nie die woord van die Here nie. En ons sien daar in Openbaring 2 verse 15, ek dink dit is die brief aan Pergamus, as ek dit nou reg onthou, praat die Here Jesus met Johannes wat hierdie dinge moet opskrywe, en hy praat daar van 'n groep mense met die naam van Nikolaïte. Nou dit was mense wat die siening gehuldig het, dat 'n mens nie aan 'n kerk moet behoort nie, want 'n kerk kan jou nie hemel toe vat nie. Ek hoor dit baie mense, ek sien dit op sosiale media. Die kerk beperk my om vrylik die Here te dien. Ek wil die Here dien soos ek die Here wil dien, en die kerk belemmer my mos nou. Hulle wil vry wees van 'n kerk se orde, en hulle wil in hulle verwaandheid en in wanorde die Here dien, soos dat hulle dink om die Here te dien. Dis wat die Nikolaïte gesê het. En ek hoor dit baie vandag. Het jy gesien wat sê die Here Jesus hieroor? Hy sê vir hulle daar in verse 15 van Openbaring 2, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. God haat mense wat die kerk wil verwerp. Die kerk beperk my. Die Here sê, daar is struikelblokke, en mense sal ons probeer verneder om na die huis van die Here te gaan. Goddeloosheid bewerk wetteloosheid. En kyk, hoe sien ons dit? Kerke het leeggeloop. Wat het gebeur? Wetteloosheid is in die orde van die dag. Kerke geskied altyd in orde. 'n kerk wat nie orde het, is nie 'n kerk van God. Daar moet orde wees. Want orde bring dissipline. Ek kan onthou in die weermag, hoe was daar orde, en daardeur het dissipline gekom. In die skole, vroeër jare was daar dissipline, want daar was orde gewees. Selfs in die werksplek was daar sekere orde gewees, en daar was dissipline gewees, en so hoort dit ook in die kerk te wees. Wanorde bring verdeeldheid en wetteloosheid. En wanneer ons hier by mekaar kom, by 'n gebou wat afgesonder is vir aanbidding tot die Here, dan moet ons hiernatoe kom met die gesindheid, ek wil die Here gaan aanbid. En nou het ons verskillende sienings hoe ons die Here hier moet aanbid. Ons kan nie in wanorde die Here aanbid nie. En daar's mense wat graag hier wil inkom, en hulle wil hier kom sit en net stil word voor die Here, dalk bietjie lees in die woord, en hulle self geestelik voorberei. Ander doen dit al reeds by die huis. Hulle het al reeds by die huis gebid, hulle is reeds geestelik voorberei. As ek op 'n Sondagoggend eers moet elke keer stil word vir 'n halfuur voor die dienste, gaan ek nooit kan preek nie. Want ek is op die pad heen en weer. En dan styf en stil word, maar vanmôre was ek stil daar in my binnekamer, vroeg vanmôre. En ek het met die Here gepraat, en die Here het met my gepraat, en ons het die woord voorberei. Maar as mense wat graag hier wil kom sit, hulle wil stil wees. En as daar gepraat word, dan steur dit hulle. Ek dink 'n goeie orde is wanneer ons regtig met mekaar wil praat, en ek waardeer dit wanneer mense lus is om mekaar te sien, lief is om mekaar te sien, opgewonde is. Kom ons kuier buite. En ons gee die wat stil wil wees hier binnekant. Ons het nie daardie voorreg soos in 'n gemeente wat ek vroeër jare was, wat so 'n vertrek gehad het. Mense het ingekom en hulle het lekker gekuier en gesels, en daar was 'n vertrek waar mense kon gaan sit het, wat eenkant was, wat klankdig was, waar die mense kon gaan sit het. En dan het hulle in die kerk gekom wanneer ons begin het. Die kerk moet altyd in orde gedisiplineerd wees. Want wanorde bring verdeeldheid en wetteloosheid. En as dissipline begin wegval, val die mens in wanorde en sy lewe begin ook uitmekaar uitval.
Hierdie struikelblokke van vernedering kom baie sterk vandag na vore. Daar is baie mense wat ons wil verneder as kerkleiers. Hulle sal dinge sê wat onbybels is. In 'n kerk wat die Bybel eerbiedig as die woord van God, wat dit nog belangrik ag, word aangeval. En dit ontmoedig ons. Want ons is nou verneder, en ons wil nie eers meer kerk toe kom nie. En die sielevyand het gewen. Die derde gedagte wat hier na vore kom, uit hierdie gedeelte, is teleurstellings, vernedering, onkunde. Onkunde in die woord van God. Daarom het ons verskillende sieninge. Daarom is ons verskillende mense. Ek wil stil hier kom sit, en ander wil graag daardie persoon mee gaan gesels. Dis hoe ons mense is. En ons moet ruimte maak vir mekaar. Want daar is onkunde in ons gedagtes, in ons wete, en hoe ons dinge doen. En dan ook onkunde in die woord van God. Want ons sal ons wette maak, maar dit is onbybelse wette. Dit staan nie eers in die woord van die Here nie. Onkunde is 'n groot struikelblok op pad na die huis van die Here. Ons sien daar in verse 42, toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle gevloek in die naam van die Here. Hy het hulle nie gevloek soos ons vloekwoorde ken nie. Hy het vir hulle gesê, die Here sal met julle handel. Julle wat hier staan en my verneder en my kom vloek met julle woorde, die Here gaan met julle handel. Ek gaan nie dat julle my negatief maak om die Here te aanbid. Nee, dis wat Elisa nou hierso vir hulle sê. Mense wat ons verneder, dalk teleurstel, nee, die Here sal met julle handel. Mense kan nie die woord, of ken nie die woord van God nie. En dan kan hulle ook nie optree, soos wat die Here dit van ons verwag nie. Dit is die onkunde. Dit is die verlore mens wat nooit in die kerk wil kom en wat nie deel is van 'n kerk nie. Hulle wat onkundig is in die dinge van die Here. Maar ook ons as kinders van die Here wat onkundig is in dit wat die Here van ons verwag. Paulus het dit baie mooi beskryf in sy brief aan Romeine. Maak die moeite, gaan lees hoe Paulus daar beskryf het hoe die Here Jesus ons kom losmaak het van ons eie denke van hoe ons God moet aanbid. En dat ons hom vrylik kan aanbid. Soos God dit wil hê. Hierdie mense besef nie dat hulle te doen het met 'n heilige God nie. Dis nie sommer net 'n God wat die mens gemaak het nie. Dis 'n God wat ons gemaak het. Ons het hom nie gemaak nie. Wanneer ons kinders van God word, dan behoort ons aan God. Behoort aan Jesus Christus. Dit is wat die verlore mens nie verstaan nie. Hulle is onkundig daarin, want hulle het nog nie die proses van redding deurgemaak nie. En ongelukkig kry jy dit ook binne in die kerk, dat daar is ook nog ongeredde mense in die kerk. En hulle verstaan nie die gemeenskap en die eenheid in Christus nie. En hulle sal altyd, soos die vyand, die verdeeldheid wil versaai. Christus wil eenheid bring. En die verlore mense dan verstaan dit nie. En wanneer die kind van God aanvalle kry, en dan voel ons dit is nou 'n direkte aanval op ons, maar dit is eintlik 'n direkte aanval op God homself. Ons ervaar dit as persoonlik, en dit ontmoedig ons in ons verhouding met die Here. En ons het nie meer die vrymoedigheid om op te kom na die huis van die Here nie, want ons ken nie meer die waarheid nie. Dit keer ons om geestelik te groei in die Here. En dit hou ons weg van die Here Jesus Christus af. Die Here wil ons kom leer dat hierdie onkunde van die mense ons nie moet weerhou van om na die huis van die Here te kom. Die kennis in God moet dit oorwin. En op die ou einde, wie ly skade? Nie hulle nie. Ons ly skade. Wanneer die waarheid reguit verkondig word in 'n kerk, wanneer ons die woord van God vat, soos dit in sy betekenis is, en dit reguit verkondig, sal daar altyd kritisie wees. Mense wat dit nie weet nie, hulle verstaan dit nie. Want die woord van die Here, die evangelie, is dwaasheid vir die mens. En Paulus het geskryf aan die gemeente van Korinthe, hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 14,
Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie. Hoekom nie? Want hy wil dit op menslike wyse verstaan, vleeslik verstaan en nie geestelik nie. Hy wil dit nie verstaan soos wat God dit vir ons wil sê nie. Hulle wil net hoor van hierdie mooi boodskapies. Ag nee, wat, julle is nie sleg nie, julle is goeie mense, probeer maar net 'n bietjie mooi beter lewe. Hulle wil net hoor van liefde en die Here moet my aanvaar, dit is mos nou God se liefde. Julle vriende, wanneer jy 'n kind het en hy speel daar by 'n gevaarlike afgrond, ag nee wat, hy kan maar speel, dis reg, hy is nou maar daar. En dan val hy kind daar af. Want jy is ouer, dat nie die kind gaan waarsku en gaan wegneem nie. Dis God se liefde. God se liefde is juis om ons te waarsku. Daar kom 'n oordeel. Maar die mense dan wil dit nie meer hoor nie, want hulle is onkundig ook daarin. En nou verdraai hulle dit, die waarheid nou, en hulle wil die leuen glo. Paulus het dit weer geskryf aan Timoteus, hy sê 2 Timoteus 4 vers 3, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeertes. En dit gebeur vandag voor ons oë. Daar is massas mense wat stroom na hierdie tipe van plekke toe. Dis nie 'n huis van die Here nie, dis 'n huis van Satan, want hulle kom nie by die ware woord van God uit nie. Waar Elisa se besoek en sy boodskap in Bethel 'n seën moes gewees het, het dit verander in 'n vloek. Hierdie jong manne het aangehou om Elisa te spot en Elisa het hulle oorgegee aan die Here. Liewe vriende, Hebreërs 10 vers 31 wat sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ons gaan nie mense kan verander nie. Ons kan hulle vir die Here gee. Dat die Here met hulle werk. Dat die Here hulle oortuig. En dat hulle tot bekering sal kom. Anders dan gaan hulle in die hande van 'n lewende God val. En dan gaan opeindig waar hulle nie wil wees nie. Een van die kommentaarskrywers, hy stel dit so, hy sê, he probably said something like, may God deal with you accordingly to what you deserve. Dis die vloek wat die Bybel van praat. Mag God met jou handel, soos dat jy het verdien. Or may you be cursed for your sins of rebellion. Ons sien dan die gevolg van hierdie jong manne wat Elisa wou verneder het. Vers 24, en 2 beerinne het uit die bos gekom en van hulle 42 kinders verskeer. Kyk hoe baie kinders was daar. En daar's 42 verskeer. Daar is seker 'n klomp wat weggekom het, want dit was 2 beere gewees, 2 beerinne. Hierdie jong manne het ook nie almal gesterwe nie. Daar's van hulle wat met littekens sit, wat vermink is, wat met stikkende lywe oorleef het. En so is daar ook die mense herinner aan die mense wat God nie eerbiedig het en met God gespot het. Daar is littekens vandag aan ons as kinders van die Here, van dinge wat ons gedoen het toe ons ongered was en ons gedistansieer het van Jesus Christus af en in sonde gelewe het. En toe ons tot bekering gekom het, dat ons daardie littekens saam met ons dra. Maar die Here se genade is oor ons. Hy wil ons nie laat ontmoedig word deur daardie onkunde nie. God het die mens gewaarsku deur Noag. Hy het die tyd van genade deur het toegegaan. En net die wat in die ark was bevry van die oordeel. So het die Here reg deur die Ou Testament deur sy profete gewaarsku, maar hulle het nie ag gegee nie. En daardie volk het baie verdriet ervaar. Johannes die Doper het die volk gewaarsku, bekeer julle, daar is die lam van God. Maar hulle het Jesus verwerp. So is daar baie mense wat vandag nog die Here Jesus Christus verwerp. God se waarskuwings gaan vandag nog uit.
En die kerke wat sy sout werd is, bly by die woord en sal die woord in waarheid verkondig. Alles daar kritisie. Want dit moet ons nie ontmoedig om voort te gaan nie. Kerk moet bekering bepreek. Want daar kom 'n oordeel. En die mens gaan eendag daarvoor God moet staan. En ons sien in Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Ons moet tot inkeer kom, ons moet dit besef, en ons moet met ons hele wese ons bekeer na God toe, sodat ons sondes uitgewis kan word deur Jesus se kruisdood. En tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Daar is tye wat ons hier by mekaar kom, in die huis van die Here, om ons te verkoop as kinders van die Here. Nou vriende, in ons wandel hier op aarde, gaan daar hindernisse wees, wat ons wil keer, om die einddoel te bereik. En dit is om hier by mekaar te kan kom, wanneer ons aanbid. Daar is hindernisse, wat ons wil weghou van die huis van die Here. En uit hierdie gedeelte van vanmôre en uit Elisa se lewe, sien ons dat die struikelblok op die pad na die huis van die Here is teleurstellings. En ons moet daardie teleurstellings oorkom. Niemand anders gaan dit van ons oorkom. Vernederings moet ons oorkom in die krag van die Here. En die onkunde van die mensdom moet ons nie demotiveer om te kom nie. Met hierdie boodskap wat ons nou vanmôre in ons gedagtes het, kan ons dalk die vraag vir mekaar afvra: is daar hindernisse in my pad om die Here opreg te aanbid? Hindernisse wat struikelblokke geword het en my keer om op die einddoel te kan wees. Liewe vriende, mag die Here vir u kom seën ook deur hierdie woord. Ek wil afsluit met die woorde van, in die liedboek is daar 'n lied, 165 vers 2, was 2 verse. Hierdie woorde sê so, en ek wens so ek het die musiek van dit gehad, want dit is vir my so kosbaar. Hy sê: o, wat 'n vreugde in ons harte om na u kerk, o Heer, te gaan, want hier kom almal wat u volk is in u teenwoordigheid saam. Ons sing u lof, o Koning Heer, ons buig in eerbied voor u neer. En dan vers 2, dit is 'n opdrag van u Heer, dat almal hier u naam moet prys. Net deur u woord en gees, o Heer, word ons die regte pad gewys. Ons sing u lof, o Koning Heer, ons buig in eerbied voor u neer. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre uit hierdie 3 verse na die lewe van Elisa kon gesien het, die impak om na die huis van die Here te gaan, as daar hindernisse is wat ons keer. En hierdie 3 hindernisse wat uitgekom het uit die woord van môre, is ook alomteenwoordig in elkeen van ons se lewens. Maar Here, dit hang af hoe ons dit hanteer. En daarom bid ons, en ek bid Here dat u ons sal help, elke week, van maandag tot Saterdag, wat hierdie aanslag sal kom, selfs al is dit op 'n Sondagoggend, om ons te keer na die huis van die Here te gaan. Ek bid Here, die genade oor ons, die bewaring oor ons, die beskerming oor ons, sodat ons ook in die krag van Jesus Christus sal uitstaan in 'n krom en verdraaide wêreld, vol onkunde, en dat mense die Here Jesus Christus se liefde so sal ervaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan nou staan.